Goeiemôre, dit is Sondag die 8ste Maart. Vanoggend gaan ons saam lees Eksodus 17 en Johannes 4. Mag jy saam met ons God se nabyheid beleef. Ons tema vir vanoggend is Hebreër en ons gaan saam wees hier uit NG Gemeente Skatperre. Mag ons saam God se woord hoor, sy stem, sy teenwoordigheid beleef. Dit is 'n voorreg om saam te wees as God se kinders, om te weet dat hy hier is, dat hy die een is wat met ons praat, dat hy die een is wat ons toerus, ons lei, ons leer. Dit is my voorreg om julle te groet namens God om te kan sê genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God jou Vader, kom van jou Here Jesus Christus, kom van die Heilige Gees, God wat in en deur jou woon. Amen. Nou Hebreër, baie moeilike woord wat vir ons sê, neem water in. Ons het water nodig in ons lewens. Ons weet, ons gebruik water om te bad, om skoon te kom. Ons gebruik water om te drink, om aan die lewe te bly. Water kan ongelooflik skade doen. Ons sien dit in die vloede, wat so Natal gehad het, onlangs in die Kreer-Wildtuin. Ons sien hoe 'n tekort aan water mense en diere kan laat sterf en wêrelde totaal kan vernietig. Ons dra waterborrels met ons saam. As ek nou vanoggend sommer in die kerk moes gevra het, hoeveel mense het waterborrels, gaan ek 'n hele paar sien. As ons oefen, het ons waterborrels nodig. Ons moet die heeltyd water inneem, anders gaan ons dood. Water is 'n essensiële vloeistof vir ons as mense. In die storie wat ons vandag gaan lees in die Bybel, 2 verhale, gaan ons sien dat mense water nodig het. Mense in die woestyn, dat mense reageer op hulle dors, dat mense 'n behoefte het aan lewegewende water. Die Samaritaanse vrou by die put wat Jakob gegrou het, die Jode Israel in die woestyn, waar hulle dors is en smeek vir water. Daar's nog baie stories van water in die Bybel, van die skepping af tot in Openbaring, waar rotse en putte en alles deel is van water van die lewe. Vandag nog, 2000 jaar later, 4000 jaar later, is ons nog steeds afhanklik van water. Soek ons nog steeds water. Het ons nog steeds water nodig. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons aan U kan behoort. Dat ons weet U is teenwoordig. Dat ons weet, Here, U voorsien, U vervul, U genees. U is teenwoordig, U raak ons aan. Here, mag ons nou ook, as ons na U woord luister, U stem hoor, U nabyheid beleef. Here, mag ons ook gaan lewe as veranderde, vernuwe mense. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Eksodus 17, water uit die rots. Die hele volksvergadering van die Israeliete het op bevel van die Here, volgens hulle trekgroepe weggetrek uit die Sin-woestyn. Hulle het by Refidim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk het Moses verwyd, en hulle het gesê, gee vir ons water, sodat ons kan drink. Moses het hulle geantwoord, waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit? Maar die volk het gesmag na water, en die volk het teen Moses gemor en gesê, waarvoor het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van die dors te laat sterf? Moses het na die Here om hulp geroep en gesê, wat moet ek maak met hierdie volk? Hulle is op die punt om my te stenig. Die Here sê toe vir Moses, gaan voor die volk uit, neem van die oudstes van Israel saam met jou. Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan, en kyk, ek sal voor jou uitstaan op die rots by Horeb. Jy moet die rots slaan, en daar sal water uitkom en die volk sal drink. Moses het dit gedoen, ten aanskoue van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, na aanleiding van die Israelitiese verwyte, omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê, is die Here in ons midde, of nie. En dan lees ons verder in Johannes 4, hier vanaf vers 5 tot 42. Jesus kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar
by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, "Geef vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink?" Jode meng nie met Samaritane nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is baie diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie. Hy wat die put in ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Meneer, geef my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef terug te kom om te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Jesus sê toe vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dis nou, dat die ware aanbidders van die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid." Die vrou sê vir hom, "Ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles in ons bekend maak." En Jesus sê vir haar, "Ek is die een wat met jou praat." Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom, en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra, "Wat wil jy van haar hê?" of "Waarom praat jy met haar nie?" Die vrou het toe haar waterkruik gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe?" Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, "Rabbi, eet iets." Maar hy het vir hulle gesê, "Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie." Die disippels het toe onder mekaar, "Het iemand tog nie vir hom iets te ete gebring nie?" En Jesus sê vir hulle, "My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, daar is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Waarlik, ek sê vir julle, kyk op, aanskou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Hy wat oes, ontvang sy loon, en samel die oes vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes, saam bly kan wees. Want in hierdie opsig is die gesegde waar, die een saai en die ander maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel, waarvoor julle nie gesoeg het nie. Ander het gesoeg, en julle het voordeel getrek uit hulle hande arbeid." Baie van die Samaritane uit daardie dorp het in hom geglo, op grond van die woord wat die vrou getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle hom by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom, en vir die vrou gesê, "Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is." Net tot sover ons skriflesing. Water is 'n geskenk van bo. Ons het almal water nodig. Hulle sê 'n mens se liggaam het omtrent 8 glase water per dag nodig om goed te kan funksioneer.
En ons gaan vinniger dood van dors, as wat ons sal doodgaan van honger. Water is regtig ongelooflik kosbaar. Net buitekant El Paso in Texas, is daar 'n plaas met die naam The Lord's Ranch. Hier werk 'n klomp vrywilligers. Hulle werk veral met mense wat rommelkrappers is in Mexico. Ouens wat op die ashope bly en kyk of hulle 'n bestaan kan maak uit iets wat ander mense weggooi. Baie van hierdie rommelkrappers bly maar in kartonhuise, geen lopende water nie. En dit is ongelukkig so dat 'n klomp van hulle sterf jaarliks maar van dors. En dan die vrywilligers wat hier op die Lord's Ranch bly en by onder hulle werk ongelooflik spaarsamig met water. Hulle stort net 2 keer 'n week. Hulle het buite toilette en baie sterk beperkings op hoeveel water hulle in die kombuis en in die tuine gebruik. En dan vertel Mary Ann Halloran wat daar werk, sy sê, ons het nie altyd so spaarsamig met water gewerk nie. Sy vertel vir John Sherrill, hy skryf 'n berig in die koerant daaroor, dat 'n jong man met gebarste lippe by die deur van die Lord's Ranch opgedag het. En hy het beleefd gevra, kan ek asseblief 'n glas water kry? Mary Ann vertel dat sy vir hom 'n vol glas water getap het en vir hom gegee het, want die plaas sit op 'n wateraar, baie goeie water gehad, in die boorgat uit. Niemand het ooit gespaar nie. Die man het die glas leeg gedrink en diep na haar oë gekyk en vir haar gesê, moet nooit vergeet dat water 'n geskenk is nie. En dan sê sy, toe draai die man om en loop, en sy was so half geskok deur sy woorde, en toe besef sy, maar dalk moet sy vir hom iets aanbied om te eet, en sy hardloop uit, maar sy kon glad nie die man weer sien nie. Sy het in haar kar gespring en rondgery, maar sy kon niemand iewers sien loop nie. En toe sê sy vir haarself, ek het geweet dat daai man met die gebarste lippe 'n draer was van 'n boodskap. Nie net vir ons nie, maar vir almal. Water is kosbaar. Waar ons ook gebruik, moet ons onthou, dit is 'n geskenk van God. Water is 'n geskenk wat die Israeliete ook opnuut moes ontdek. Besef, dat sonder water kon hulle nie, en die een wat vir hulle water kan gee in die woestyn, op onmoontlike plekke, op plekke waar jy dink dit kan nie anders nie, God is daar die een wat vir hulle water gee. Dan soos aan water self dink, is water eintlik ongelooflik. Ons ken die chemiese samestelling H2O, en as jy na waterstof alleen kyk, as jy dit in die brand steek, brand dit vreeslik. Maak lekker harde klapgeluide as dit brand. Suurstof. Sonder suurstof brand niks nie. Wie van julle waar julle braaivleisvure aan met 'n haardroër? Of met 'n mooi blaasbalkie wat daarvoor gemaak is. Maar as jy water en suurstof by mekaar sit, waterstof en suurstof, dan maak hulle vuur dood. As dit water is, dan blus dit vure. Hierdie twee goed wat op hulle eie so lekker brand. Ongelooflik hoe God ook met water omgaan, met die natuur, met ons as mense. Water is 'n wonderwerk van God, wat vir ons lewe gee, wat vir die volk lewe gee in die woestyn, wat vir die vrou lewe gee by die put. En dan is daar 2 woorde hier in Johannes 4, wat uitstaan en wat ons aandag trek. Die put en Samaria. Vir Jesus se mees direkte roete na Galilea, moes hy deur Samaria gegaan het. Maar goeie Jode het dit nie gedoen nie. Goeie Jode het 'n ompad geloop deur die woestyn, want hulle wou nie deur Samaria nie. Die Samaritane en die Jode was eintlik familie, maar daar was bitter gevoelens tussen hulle. 450 voor Christus, dan word die volk weggevoer, en die Jode glo dat hulle suiwer bly, maar die Samaritane trou met die volke wat om hulle woon, en hulle meng. En dit sê wie die Jode was 'n sonde, en dit maak dat hulle mekaar uiteindelik ook haat. Hier sit Jesus by die put, by Sigar. Put trek mense saam. Putte is 'n plek waar mense saamkom om water te kry, waar hulle saamkom en mag gesels oor wat in die lewe gebeur. En hier kom 'n vrou, op 'n verkeerde tyd van die dag, in die warm tyd van die dag. Sy het eintlik maar die mense van die dorp vermy. Kom sy en sy soek water, kom haal water. Putte is 'n simbool van plekke waar mense by mekaar kom. Ja, waar hulle werk, waar hulle studeer, malls, coffeeshops,
selfs ook in die kerk. Op 'n stadium besoek iemand die Outback in Australië en hy vra vir 'n boer, hoekom is daar nie heininge nie? Waar kry hulle diere bymekaar en hoe keer hulle diere wegloop? Toe sê die boer, nee, ons bou nie heininge nie, ons grou putte. Mense en diere kom bymekaar rondom water. Die diere sal nie wegloop nie, want anders is daar nie water nie. Hulle bly waar die water is. Jesus sê, hy is die waterput wat mense trek na hom toe, na God toe. 'n Seentjie, net voordat hy skool toe gaan, kniel voor die bed en sê, soos jy weet, liewe Jesus, maandag gaan ek skool toe, ek hoop dat u my nie tussen die oog, of hy ook verloor, tussen al die baie kinders nie. Amen. En toe dink hy 'n oomblik en hy bid weer verder, hy sê, o terloops, ek sal die een wees met die ronde brilletjie en die rooi hare. Amen. Hierdie Samaritaanse vrou het iemand nodig gehad om haar raak te sien. Iemand om te besef wie sy is. En Jesus sien haar raak. Geef haar lewende water. In plaas van hierdie water wat sy uit die put uit kom skep. Water wat ewig haar lewe verander, vernuwe. Jesus gee vir ons 'n diep perspektief op water, op lewe, op dit wat ons by God sal ontvang, daai water wat nooit te min sal word nie, wat maak dat ons nooit ooit weer dors word nie. Stephen Brown skryf 'n boek, When Being Good Isn't Good Enough, oor 'n storie wat op skool was, almal was bang vir die skoolloof, meneer Hand, en die onderwysers het baie meneer Hand se naam gebruik om die kinders bang te maak. As jy nie gedra nie, stuur ek jou na meneer Hand toe. En so het Stephen geglo dat die slegste ding wat hom ooit kan oorkom is om na meneer Hand gestuur te word. En toe eendag gebeur die onvermydelike, hy word na meneer Hand se kantoor toe gestuur. En hy sê, terwyl hy in die gang afloop, bewe hy en saggies klop hy in die deur en die hoof sê, kom in. En hy bly by die deur staan en meneer Hand sê vir hom, kom in, maak die deur toe, gaan jy nie byt nie. En Stephen sê, dis nie wat hy gehoor het nie. Hy het gewonder of iemand wie gaan sy ma laat weet dat hy dood is. En die hoof sê vir hom, sit, vertel my wat is aan die gang. En Stephen sê, hy het akkelrig vertel dat mevrou Smit hom gestuur het, omdat hy te veel gepraat het in die klas. En die hoof het gefrons en vir hom gesê, weet jy, ek is nie so erg soos mense dink nie. Maar as ek jou hier laat uitgaan, sonder om jou te straf, gaan mense dink, ek is sag en dan kan hulle maak wat hulle wil. En toe sê die hoof, nou kom jy, laat ek jou vertel wat ek gaan doen. En Stephen sê by homself het hy gedink, nee, wat hulle gaan die polisie bel en hy gaan verbeteringsskool toe. En toe sê meneer Hand vir hom, en so sal ons vriende word. En Stephen sê, hy het net die laaste gedeelte gehoor. En hy sê, meneer, ek het nie alles gehoor wat hy sê nie. Hy sê, meneer Hand lag, hy sê, Stephen, ek het gesê, jy moet vir mevrou Smit gaan vertel dat ek baie kwaad was. Dat ek aangesê het, jy moet elke middag vir 'n hele week lank na skool na my kantoor toe kom. En toe gaan meneer Hand aan te sê, en ons gaan mekaar gesels en ons gaan vriende word. En ek sal seker maak dat jy betyds is vir die bus om huis toe te ry. En dan vertel Stephen dat hy nie hoofvriende geword het. Nooit vir mevrou Smit vertel wat die hoof hom gesê het nie, maar 'n punt daarvan gemaak om hartseer te lyk as hy by die kantoor uitloop, en vir alles in die omgewing van die juffrou was. En dan sê hy, nooit in hulle gesprekke was hulle gekarring nie. Vriende het nie vir hom gevra wat die hoof gesê het nie, want die hoof se reputasie was bekend. Maar die beste deel van die skooldag het vir hom geword, daai middag, saam met meneer Hand. Jesus kom vertel vir ons wie's God, 'n Vader wat omgee. Ja, hy is 'n Vader wat sonde straf, maar wat dit ook vergewe. Dis wat die kruis van Jesus vir ons vertel. Jesus is die lewende water wat God vir ons stuur. Die kruis is 'n kraan wat vir ons water gee in ons dorsles. Johannes 7 sê Jesus, daar's lewende water vanuit sy binneste wat na ons sal vloei, wat van ons sal uitvloei na die wêreld toe, deur die Heilige Gees, die verskaffer van liefde en genade en krag. Daarom kan ons in hierdie wêreld gaan leef en 'n nuwe lewe lewe. George Patrick sê, whoever lives with Christ has the heart of an inexhaustible spring, peace that passes understanding, a joy that's deeper than all passing joys,
a life more abundant than any other life, a power that meets any and all troubles, an everlasting fountain, clean, clear, cool and refreshing. Ons kan bid soos iemand baie lank terug wat sê, Lord, I can't hold much, but I can overflow a lot. Dankie Here dat ons aan U behoort, dat U ons Vader is, wat vir ons voorsien, wat vir ons genade en liefde gee, hoop gee, lewe gee. Mag ons ook so lewegewers wees in die wêreld, hoop bring deur U liefde. Ons plaas onsself in U hande, ja Here, ons nood, ons vrese, die wêreld met sy oorloë. Ons bid vir hulle wat vasgevang is in die oorlog in die Midde-Ooste. Here, onskuldige mense wat daar werk, wat probeer oorleef, ma's met kinders, pa's wat bekommerd is oor hulle families, mense wat hartseer is oor geliefdes wat dood is. Here, bring vrede tussen mense, bring verdraagsaamheid en omgee, ja, as sorg vir mekaar. Ons bid vir hulle in ons eie gemeente, wat daardeur geraak word. Ons bid vir hulle wat siek is, bekommerd is oor die toekoms. Here, daar is so groot klomp goed wat ons daagliks maar bekommerd maak en omkrap. Mag ons by U vrede, hoop, genesing, krag, vreugde vind. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen. Free.